Goeienaand, goeiemiddag, goeieoggend, goeiemôre. Ek verwelkom jou vandag op Not for the 99 TV. Ek glo, meneer of mevrou het al baie goeie nuus gehoor. Maar glo my, hierdie is baie goeie nuus. Ek groet jou vandag in die heilige naam van Jesus Christus. En ek weet, ons almal het al baie lekker nuus gehoor. Jy het die lotto gewen, jy gaan trou, jy het matriek geslaag. Luister, jou lewe is about to change. Maar vandag wil ek met julle gesels oor die goeie nuus wat ek vir julle vandag bring uit Markus 15 vers 2. Okay, kom ons gaan reguit in hom en dan deel ek met jou. Sien, voor ek begin wil ek met jou gesels oor die Jesus effek. Oh my goodness, Jesus kan 'n ding doen. Yeshua kan 'n ding doen. Waar daar Yeshua is, dinge gaan goed. Die volgende nuus wat ek vir jou gaan lees, gaan nie klink soos die beste nuus nie, maar glo my, dit is die beste nuus. Markus 15, ek sal sommer lees vanaf 1. Markus 15 vers 1. En dadelik die oggend vroeg het die leierspriesters met die familiehoofde, skrifkenners en die hele Sanhedrin beraadslaag. Hulle het Jesus toe gebooi en weggeneem aan Pilatus uitgelewer. So, verskoon my laat ek so 'n bietjie hakkel. Hierdie ou Angelo hierso sukkel met lees, maar luister, as jy sukkel met lees, dan moet jy nie terughou om die woord van God te deel nie. En ek moes maar seker geoefen het. Maar sien, wanneer dit kom by goeie nuus, jy kan nie jouself hou nie, want goeie nuus is amazing nuus en jy wil dit net deel en dit maak nie saak of jy dit geoefen het of nie, want dit is al oor die goeie nuus. Maar ek lees aan by vers 2. Pilatus vra vir hom toe: "Is u die koning van die Jode?" Hy antwoord hom: "U sê dit." Vers 3. Die leierspriesters het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus vra hom toe weer: "Antwoord u niks? Kyk hoeveel beskuldigings bring hulle teen u in." Vers 5. Maar Jesus het steeds niks geantwoord nie, sodat Pilatus verwonderd was. Nou jy vra my nou, okay, ek hoor jou, ek het al hierdie gehoor, ek het al hierdie gelees. Waar gaan jy? Bly by my, bly geskakel en ons lees aan en bly geskakel. Deel hierdie met iemand. Sodra jy die goeie nuus kry, sodra jy die goeie nuus ontvang, deel hierdie nuus met iemand. Ek lees aan by vers 6. Tydens elke fees het hy vir hulle op hulle versoek een gevange vrygelaat. Hier kom die goeie nuus. Daar was 'n man met die naam Barabbas, wat weggevange geneem is en saam met die rebelle wat moord gepleeg het tydens 'n opstand. Die skare het na Pilatus gegaan en gereed gemaak om te vra dat hy so gewoonlik sal optree. Vers 9. Pilatus vra vir hulle toe: "Wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode vrylaat?" Hy het immers geweet dat die leierspriesters hom uit afguns oorgelewer het. Die leierpriesters het die skare egter egs gestook dat hy eerder Barabbas vir hulle moet vrylaat. Pilatus het hierop gereageer en weer vir hulle gevra: "Wat wil julle dan hê moet ek doen met hom? Want julle die koning die koning van die Jode genoem." Hulle het op nut geskree: "Kruisig hom." Ek wil nie aan naam lees nie. Maar luister, ek bring vir die goeie nuus. Ek het jou beloof toe die video begin dat ek vir die goeie nuus gaan gee. Almal weet ou Barabbas was 'n sondaar. Hy het baie goed gedoen. Ek sit gisterand in my bed en lê en Abba sê vir my: "Luister dude, ons het lanklaas gepraat. Wat gaan aan met jou? Waarmee is jy besig? Maak oop en lees." En ek lees toe en ek het nie eers klaar gelees nie, want ek was blown away. Ek lees daai al vir hoe lank en ek lees altyd oor hoe Jesus gereject was, maar ek het dit nooit agtergekom nie dat hulle vir Barabbas eerder kies as
Jesus. Dit was simbolies. Dit was simbolies, mense. Nou vra jy vir jouself, Angelo, kom by die goeie nuus. Bly by my. Waar daar Jesus is, mense word vrygestel. En my nie gehoor nie. Waar daar Jesus is, mense word vrygestel. Hy vat my en jou se sondes. En ek en jy word vrygestel. Ek en jy is die Barabbas. Ek en jy is die sondaar. Ons vat, ons steel, ons vertel leuns, ons maak foute, ons doen te veel. Maar die perfekte koning Jesus Christus staan na een kant. En daar word gevra, wie moet gepunish word tussen hierdie twee? Wie wil julle hê moet gepunish word tussen Barabbas en hierdie ou man, en hierdie Jesus, en hierdie koning? Want hierdie was nie net 'n example om te sê, hy's 'n koning nie. Nee. Dit was 'n vergelyking. Dit was 'n ware vergelyking. Ek was so astonished, ek kan dit nie eers so verduidelik soos wat ek dit gisteraan verstaan het nie. Maar luister, waar daar Jesus is, dinge gebeur. So, ek vra nou vir jou, vir hoe lank nog gaan jy sonder Jesus lewe? Vir hoe lank nog gaan jy wag dat hy in jou lewe inkom? Ek sê nie, ons moet bly wees dat hy gestraf word vir my en vir jou, maar daar is iemand wat jou kan help om jou kruis te dra. Barabbas, kom ek verduidelik dit so. Barabbas was in die tronk, soon to die, sy lewe was klaar. Ek beloof jou, daai ou het sy lewe verander daarna. Weet jy, ek het daar gesit en gedink, Here, hoe werk U? Hoe werk U? Here sê vir my, luister, ek kan een klip vat en 10 biljoen voeltjies slag met een klip. Ek wil net weer teruggaan. Pilate vra vir hom, meneer, wie is jy? En hy sê, wie dink jy ek is? Dis jy wat sê, ek is wie jy sê ek is. Nou vra ek vir jou vandag, wie is Jesus vir jou? Wie sê jy is Jesus vir jou? Is hy die koning van die Jode? Is hy die koning van die wêreld? Is hy God? Is hy God se woord? Is hy God in die vlees? Vra vir jouself hierdie en maak jouself wonder. Nou, waar staan ek? Ek wil net vir jou sê, luister, waar daar Jesus is, dinge gebeur. Ek noem dit die Jesus effek. Hoekom noem ek dit die Jesus effek? Want waar Jesus is, dinge gaan goed. Ek het 'n video gemaak previously oor die kruis. Hier is 'n ou mooi kruisiekie hierso. En ek het verduidelik dat die kruis was 'n simbool van vernedering, van verplettendheid. Dit was net embarrassing om op die kruis te wees. Nou deesdae dra ons die kruis op ons borse. Ons teken dit op ons velle. Ons kyk na die kruis vir hoop. 'n Simbool van dood, geen genade, geen toekoms. Wanneer 'n mens op die kruis was, het hulle geweet hulle was klaar. Dis hoekom ek dit die Jesus effek noem. Jesus het daar gestaan en almal sien dit op die negatiewe kant van dit. En dis hoekom ek dit vir jou bring as die goeie nuus, want dit is die goeie nuus. Daai Barabbas het 'n tweede kans gekry in die lewe. As gevolg van daai Jesus. Luister, jy vra jouself, ja maar hulle het vir Jesus gekruisig. Hulle het hom disrespek. Kom ek verduidelik dit so vir jou. As Jesus nie vasgevange was nie, as daai mense nie jaloers was oor hom nie, kom ek wys jou die Here werk. Die Here is so lief vir ons almal. Hy's ewen lief vir 'n ou soos Barabbas. Hy het geweet waar daar Jesus was, sou Jesus die skuld van Barabbas vat. Al weet hy nie daarvan nie. Al weet die mense nie daarvan nie. Want Jesus Christus is die woord van God, lees ons in Johannes 1 vers 1. So ek sê vir jou vandag, hierdie was vir my astonishing. Ek sê weer, ek sukkel om dit so oor te dra. Ek sukkel om dit so vir jou te verduidelik. Want luister,
It's amazing. Het jy al iets so amazing geproe, gedrink, ervaar, dat jy dit nie eers kan verduidelik nie? Al probeer jy dit verduidelik, dit voel vir jou die ander mens aan die ander kant verstaan nie wat jy probeer sê nie. Oh my goodness. Maar ek moet vir julle sê, waar daar Jesus is, dinge gebeur. Waar daar Jesus is, that which is dead, is weer alive. En vra vir jouself, hoekom bly ek ver van Jesus af? En as ek in die teenwoordigheid van Jesus is, hoekom moet ek bang wees oor die dood? Hoekom moet ek bang wees oor die dooddrome, oor die doodbesigheid idees, oor die dood, alles, verhoudings, vriendskappe, alles. Luister, waar daar Jesus is, dis life. Dis wat ek net gaan sê, soos ek dink nou aan iets anders, ek wil nou iewers anders gaan, maar weet jy wat, daai goeie nuus, gaan ons sit vanmôre, kom weer môre, kry vir jouself goeie nuus, luister, ek weet, om die lotto te wen, om jy matriek te slag, om jy dit te doen, eerste kaart te kry, wat ook al, is altyd so goeie nuus, oh wow, die baba is gebore, maar hierdie, is die goeie nuus. Angela signing out, ek is baie lief vir julle, en die Here is baie lief vir julle, onthou, die Jesus, wie jy dien, het gesterwe vir my en vir jou. Kom ek verduidelik, kom ek sê dit vir jou so, sit dit in konteks, voor ek gaan. Jesus Christus is die woord van God, en hy was op die kruis gesit. Kom ek sê dit vir jou so, jy is 'n ma, jy is 'n pa, reg? Jy het kinders, jy het reëls in jou huis, en jou kinders kan nie een van daai reëls volg nie. Jy sê, weet wat, hier is my reëls, vat dit, sit dit daarvoor, roep die hele wêreld, judge my reëls. Judge my reëls. Hierso, kyk vir die reëls, sê vir my wat's verkeerd met die reëls. En jou kinders sit daar, en hulle kom agter, daar's niks fout met die reëls nie, maar hulle moet nog steeds die reël judge. Hulle moet vir jou judge vir wat jy gesê het. Hulle moet jou judge voordat jy hulle lief het. Hulle moet daar sit en vir jou judge dat jy hulle skool toe vat, dat jy vir hulle goed gee wat jy nie self kon gehad het nie. Dat jy hulle geleenthede gee, al daai goed. Jou kinders moet jou judge vir al die goeie goed wat jy vir hulle gedoen het. Dink so aan. Dink daaraan, dat die Here vir ons so lief het, dat hy agtergekom het, dat ons ver is van hom af. Dat ons te ver is van hom af. Dat hy besluit het, hy gaan vir ons sê wat om te doen, en ons het nie geluister nie. Toe besluit hy, weet wat, hy gaan 'n boek skryf, 'n hele boek, en sê, die rede hoekom ek nie wil hê, julle moet julle koppies op die tafel los, nadat julle dit gebruik het nie. Hier's my storie, lees my storie, verstaan dalk, as jy hierdie boek van my lees, en jy verstaan vir pappa, hoekom pappa nie van sekere goed hou nie, dan sal jy naby hier aan my kom. Pappa haat jou nie, hy gee om oor jou. Maar wat hy nie wil hê, is 'n mens wat nie die reëls kan volg nie. Daarom gaan ek nie meer reëls opsit nie. Ek gaan nie meer net reëls op die yskas sit of waar kan nie, maar ek gaan vir julle 'n boek van my lewe skryf, laat julle kan verstaan waarvandaan ek kom met hierdie reëls. Ek sê nie net, kom by die huis vroeg, want dis nie net uit my kop uit nie. Daar's redes vir dit, en hier is die boek. En nie een van ons ouers het al dit gedoen nie, of nie van wat ek al van gehoor het nie. Ons sê dalk vir hulle later, die kinders, luister, die rede hoekom pappa so streng is op jou, want ek het my broer verloor in 'n karongeluk, of dit het dat gebeur, dis hoekom ek nie wil hê jy moet dit doen nie. En dis dieselfde. Yes, ek like hierdie boek van my. Ek moet vir julle actually 'n storie vertel oor my Bybel. Ek het altyd my Engelse Bybel gebruik, maar jy weet, 'n mens moet twee van hierdie sê, wanneer jy nie by die een verstaan, gaan na die ander een nie. En ek gaan na 'n boekwinkel toe daar in Sekunda, en ek sê vir die mense, luister, ek soek 'n Afrikaanse Bybel. En hulle kyk my so uit, en ek praat met hulle Engels, en hulle kyk my so uit. Ek sê vir hulle, ek soek 'n Afrikaanse Bybel, want ek wil leer om Afrikaans te praat. Imagine iemand kom nou uit en hulle sê, ek weet nie om 'n taal te praat nie, die beste manier dat ek daai taal sal leer is deur 'n Bybel. Die gala daar agter die taal het my so gekyk,
Toe sê sy, het jy al voorheen Afrikaans geleer? Toe sê ek, nee, glad nie. Glad nooit Afrikaans nêrens geleer nie. Die Here roep my sê ek moet 'n Afrikaanse Bybel kry en Afrikaans leer uit hierdie Bybel uit. Ai, arme dingetjie. Maar weet wat? Ek wil jou nie lank hou hier op nie. Luister, die Here het jou baie lief. Die Here het jou baie lief. Meer as wat jy kan dink, meer as wat jy kan imagine, meer as wat jy kan fathom. Onthou net, ek bring vir jou die goeie nuus. Angelo signing out vir die laaste keer. Bly geseënd. Die Here het jou lief. Cheers.